Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre hier in die huis van die Here. 'n Goeie manier om lekker warm te word van binne af is om lekker saam te sing. So ek wil vra, kom ons dink regtig aan die woorde en ons konsentreer op die woorde wat ons sing vir oggend, aan dit wat ons aan die Here opdra. Ons begin met die eerste lied, Vlam 48, Hemelvader, ek aanbid U, en dan Vlam 85, Wondergod. Pragtige lied daai, maar ek dink ons het nog so 'n bietjie oefening op hom nodig. Dan die volgende een, lied 541 vers 1 tot 3. Ons bring aan U, Heer Jesus, ons lof, dank en eer.
dan ook 'n regtig baie mooi lied, die oorwinningslied, Vlam 57 vers 1 tot 3. Ons doen dit staande. Wat 'n lekker lied om die voorsang mee af te sluit, nê? Dan laastens Dominee Enslin wat vanoggend waarneem hier by ons. Dominee, baie welkom hier in ons gemeente. Ons sien uit daarna om te luister na wat u vir ons wil sê en hoe die Here u gaan gebruik om vir ons 'n boodskap te bring. Dankie.
Goeiemôre gemeente. Skus, ek jaag nou so op. Ek was onder die indruk dit sou net voor die offergawes gewees het. Namens die jeugbediening wil ons net sê geseënde Vadersdag aan al die vaders hierso en die oupas ook. Ons kan hulle mos nog nie uitlos nie. Ons het van die jeugbediening se kant af net 'n geskenkie wat ons wil uitdeel. So ek wil net vra dat al die katekesante of kategete, ek is nie seker wat mense hulle noem, die kinders net vorentoe kom, net om te help uitdeel asseblief. En dan wil ek net vra, hier's baie, julle kry baie keer weg, net vra as julle kan, net opstaan dat julle net vind asseblief. En dan, soos jy kan sien, die anker van 'n pa. Ons sien nie altyd die harde werk nie, maar ons weet die anker doen tog sy werk al diep onder die water en keer laat die skip met al die mense wat nou die gesin en die familie en almal verteenwoordig nie wegdryf nie of die rotse slaan op die einde van die dag nie. Ons wil net 'n gebedjie opsê. Hemelse Vader, dankie vir elke pa, oupa en vader figuur wat U in ons lewens geplaas het. Vandag bring ons hulle voor die troon en dank U vir die rol wat hulle speel in hulle gesinne en gemeenskappe. Here, soos 'n anker 'n skip veilig hou te midde van storms en onstuimige waters, bid ons dat vaders ook sterk ankers sal wees vir hul gesinne. Gee hulle geloof van standvastig is, wysheid om reg te lei, moed om die regte besluite te neem en liefde wat geduldig en opofferend is. Wanneer die storms van die lewe kom, hou hulle vas in U genade. En wanneer hulle moeg raak, versterk hulle deur die Gees. Wanneer hulle onseker is, wees U woord die kompas wat die rigting wys. Seën elke pa met die vreugde om sy kinders lief te hê, te beskerm en te lei.
Help hulle om hul anker nie in hul eie krag te vind nie, maar in Jesus Christus, die vaste hoop wat nooit val nie. Mag ons vaders deur hul woorde, dade en voorbeeld hul gesinne nader aan U trek, sodat hulle huise plekke van geloof, liefde en vrede sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Van my kant af goeiemôre en baie hartlik welkom ook by vanoggend se Vadersdag erediens. En die gebed van my hart is regtig dat die Here vir ons almal sal seën in sy teenwoordigheid vanmôre. Ons fotum kom uit Johannes 17 vers 6 tot 10 en die tweede deel van vers 11, wanneer Jesus met sy Vader praat. Hierdie Johannes 17 is bekend as die hoë priesterlike gebed, waar Jesus vir sy disippels gebid het, en hy sê, ek het U naam bekend gemaak aan die mense, wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam. Die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Geliefdes, ek groet vir U in die naam van die Here van die kerk, wat gesê het dat dit gaan oor God, oor sy naam, sy eer, ook by hierdie geleentheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. As wet lees ons vanmôre Matteus 22 vers 37 tot 40. Jesus antwoord die Fariseer wat gevra het, wat is die grootste gebod in die wet? En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons het begin vanmôre met die woord wat gesê het, elkeen wat glo, behoort aan die Vader. En wie aan die Vader behoort, behoort ook aan Jesus Christus, U Seun, ons Verlosser. En hier gee U vir ons U wil, om U bo alles lief te hê. Want U is die gans andere, daar's niks en niemand soos U nie, soos Johan Botes vroeër gesing het vanoggend. En Here, dis in U volmaakte teenwoordigheid waar ons by mekaar is. Wees daarom verheerlik. En dankie dat ons mag vra. Gee vir ons die vryspraak, Here, want ons glo. En ons is jammer vir dit wat ons verkeerd doen voor U oë. In Jesus se naam pleit ons dit. Amen. Die vrystuk praat kom uit twee gedeeltes vanoggend, Jeremia 3 vers 13, waar daar staan, erken net jou skuld, dat jy teen die Here jou God in opstand gekom het. Sonde is sonde wat teen God gepleeg is, teen sy volmaaktheid, teen sy heiligheid, teen sy reinheid in. Nou, as die Here Jesus met sy disippels praat, dan sê hy in Matteus 5, dan sê hy, julle moet volmaak wees,
want die Here julle God is volmaak. Vir my om by God in die hemel te wees, moet ek soos God wees. Daar's nie plek vir sonde nie. Niemand van ons is nie. Petrus voeg daarby, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, julle moet heilig wees, want daar staan geskrywe, die Here julle God is heilig. Volmaak, heilig. 1 Johannes 3 vers 3 sê Johannes, wanneer jy die verwagting koester, dat die Here by die wederkoms gaan kom om jou te kom haal, dan moet jy jouself rein hou, want Jesus is rein. Vers 5, daar's geen sonde in hom nie. So om by God in die hemel te wees, moet ek volmaak wees, heilig wees, rein wees, sonder enige sonde. Want God is so. As niemand van ons, wat ooit kan kom om te sê, dis nou ek daai nie. Daarom hierdie Jeremia is die belangrikste in my verhouding met God. Erken net jou skuld. Moenie verskonings voor God aanbied nie. Erken dat ek nie is wat hy van my vra nie. Dat ek verlore is in myself. Ek is letterlik 'n hel verdiende sondaar. As dit nie was vir die bloed van die Seun van God nie. En deur sy bloed alleen kan ek geheilig word. Kan ek van sonde vrygespreek word. Ek gebruik altyd die voorbeeld, ek het hierso 'n moesie gehad, wat baie gejuk het, en al hoe meer gejuk het, en al hoe rooier geword het, en hoe meer hy gejuk het, hoe meer het ek gekrap. En later aan, toe sê my vrou vir my, jong, gaan na 'n onkoloog toe vir kanker, laat hulle kyk of dit nie 'n kanker is nie, agtige dinge is nie. Gaan toe soontoe, en Dr. Pretorius het na hom gekyk, en sy het gesê, sy dink sy moet 'n biopsie vat, want dit kan wees, want hy is toe al erg rooi. En dit kan wees dat hy 'n kanker aardige gewas geword het. Maar toe sê ek vir haar, nee, sny hom uit, en jy sny wyd uit, want as dit is, dat dit kanker is, dan is hy klaar uitgehaal. As dit nie kanker is nie, dan maak dit nie saak nie, dan gaan hy nie meer juk nie, en hy gaan nie dalk in die toekoms 'n kanker word nie. Nou, julle wat kyk, ek weet nie of julle kan sien van waar julle kyk, dat hier 'n wit kol op my vel is nie. Julle kan dit nie sien nie, nee. Waarom nie? Want my klere bedek hierdie wit kol, want sy het my vel so gerek, dat sy pigmente skade gekry het. So, hoe meer ek rooi brand in die somer, hoe witter steek hy uit, want hy kan nie verkleur nie. Julle kan dit nie sien nie, want my klere bedek dit. Dis die woorde wat die Bybel gebruik om te sê, wanneer God na my kyk, dan is ek gereinig, geheilig deur die bloed van sy Seun, want God kan nie my sonde sien nie. Dis nie asof ek volmaak is in myself nie. God kan nie meer my sonde sien nie, want die bloed van Jesus bedek dit. En daarom sê hy, wie glo, hulle is gered. Johannes 3 vers 16. Wie glo, daar's die antwoord. En daarom sê Spreuke 28 vers 13, in aansluiting by hierdie Jeremia 3 vers, ten minste vers 23, in aansluiting by Jeremia 3 vers 3, wat sê, erken net jou skuld voor God. Hy sê, jy moet dit ook bely, en bely beteken met berou, met jammerte, opregtheid voor God. Dat ek nie volmaak en rein en heilig en sonder sonde is nie. En dan sê hy, jy moet jou sonde laat staan. Ek kan nie voortgaan met sonde en dan dink my saak met God is reg nie. Ek moet breek met daardie sonde, sê Spreuke 28 vers 13. Kom ons staan en ons sing vir die Here 'n loflied wat hom toekom, Allerhoogste Hemelvader. Vers 1 en 2 van lied 475, en daarna bly ons staan vir die aanbiddingslied, lied 406, ek wil kom stil word. Allerhoogste Hemelvader,
kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees hier, as ek my kinders voor U kom lê. Want soveel kinders sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom, en ander lê in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van ons kinders, wat dwaal en sonde nie kan weerstaan, wat van ons kinders, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my, want in myselfste stap ek gevoelloos by alle nood en seer verby. Baie dankie. Baie dankie, ons kan maar sit. Ons maak die Bybels oop by Lukas 15, vers 11 tot 32. Die baie bekende gelykenis van die verlore seun. Iemand het by geleentheid gesê, dis eintlik die verkeerde opskrif. Dit behoort die gelykenis van die liefdevolle vader te wees. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Die lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir sy pa, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring die klere, die beste, en trek dit vir hom aan. En sit 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun wat nog in die veld was, het teruggekom, en toe hy naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa,
Kyk, al hierdie jare werk ek al soos 'n slaaf vir pa. En nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa. En alles wat pa het, is ook joune. En ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons buig voor U in afhanklikheid, want dis U woord, vir ons as mense, vir die kinders, vir die wêreld, vir die ongelowiges, vir elke mens wat U ooit na U beeld geskape het. En ons kan nie anders as om vanmôre dankie te sê vir die oneindige groot liefde reg van die begin af, Here, toe die Adam en Eva gesondig het. Toe reeds het hulle 'n keuse gemaak om nie die mens wat na U beeld geskape is te vervloek nie, maar die aarde om ons ontwil. En van toe af sê die woord, het sonde in die wêreld gekom, en peste en plaae en siektes en al die verkeerde dinge, want die Satan heers en regeer op hierdie aarde. Maar U bly steeds die ewige, heersende God, aan wie selfs die Satan onderdanig is. Here, dankie vir hierdie woord wat U vir ons gee, om weer vandag te kan leer en te kan luister, hoe U wil hê dat ons moet lewe, om U te behaag. Ons kan U nie beïndruk nie, Here, maar ons kan sê dankie vir die bloed, wat ook my sonde vergewe het. Skoon gewas het voor die God, die Vader, voor wie ons almal eendag sal verskyn. En as dit nie vir die bloed is nie, Here, sal dit vir ewig te laat wees. Daarom, Heilige Gees, bid ons, spreek, Here. U diensknegt en die diensmaagd is hier om te luister. In Christus Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons tema is vanmôre die voorbeeld van die Vader. En in die boodskap wat ons gaan probeer oordra, gaan dit oor die Vader van alle vaders. Die Here, die Almagtige God, wat vir ons sê, noem my Vader. Daar is niemand soos hy nie. So kom ons luister aandagtig na hierdie Vader van ons wat in die hemel is. Nou vandag is Vadersdag, en al gaan die tema dan veral oor die vaders wat vanmôre hier sit, gaan dit nie net vir die vaders nie, maar die Heilige Gees se boodskap, glo ek, sal elkeen van ons, oud en jonk, man en vrou en kind, se harte aanraak. Want ons is hier almal om te leer by die Vader, wat die voorbeeld vir ons gestel het. Vers 11 tot 13 het hy gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het, en die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee vir my die deel van die besittings wat my toekom, en hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis, deur losbandig te lewe. Broers en susters, wat 'n verskriklike klap in die gesig van die Vader. Die Vader wat sy seun liefhet, wat hom versorg het tot op daardie dag, hierdie verskriklike dag. Toe sy jongste seun gesê het, gee my erfporsie, ek eis dit op. En 'n erfporsie is so goed soos my testament vandag. Dit kom eers ter sprake en word eers geldig na my dood. Hierdie kind kom na sy pa toe en hy sê, ek eis my deel van die erfporsie.
Nou sy deel was 1/3 van die 2 seuns. Want die Joodse gebruik was dat die oudste seun dubbel erf wat al die ander sou erf. As daar 5 kinders was, dan het hulle die erfporsie deur 6 verdeel. Die oudste seun het 2/6 gekry, die ander elkeen 1/6. So hierdie oudste seun sou dan 2/3 kry en die jongste 1/3. En daarom het die vader vir hom sy deel gegee, waarop hy nie geregtig was nie. En die verskriklike klap in die gesig is eintlik wat hy vir sy pa gesê het: Pa is vir my niks. Pa beteken vir my niks. Pa bestaan nie meer vir my nie. Vir my is pa dood. Van nou af neem ek my eie besluite. Van nou af leef ek volgens my wil. En hy het sy geld gevat en 'n verdere klap vir sy pa gegee. Want die Bybel sê, toe vat hy hierdie goed wat hy geërf het en hy gaan verkoop alles. Wanneer ons voor die graf van 'n geliefde staan wat afgesterf het, en ons moet daar ons erf deel wat ons van hom of haar ontvang het, moet ons na kyk, dan is daar iets wat ek een kan wegsit en sê, hierdie kan ek nie weggooi nie. Hierdie sal my altyd herinner aan hoe pa met my gewerk het, aan wat pa vir my gesê het. In my geval, ek het so 'n perspink klip wat my ma vir my gegee het. Tot vandag toe is hy in my tuin. En as ek by daai klip verbyloop, sal ek nog altyd aan my ma dink. Want sy was 'n klipmens. Daar's nie 'n plek waar ons gewees het wat my ma nie 'n klippie sou opgetel het en gesê het, hierdie klippie het ek by daai plek opgetel. Hierdie plukkie kom van die ou Grabiese waterval af. Dit herinner my weer aan haar, met dankbaarheid teenoor God en my liefde vir haar. Wat sy vir my beteken het. Hierdie kind het eenvoudig gesê, ek wis alles van pa uit. Pa se goed beteken vir my niks. Daar's nie 'n herinnering nie. Daar's nie 'n aandenking wat ek van pa wil hê nie. Dan vers 14 tot 16 staan daar, wat het hy gedoen? Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die man het hom na sy plaas toe gestuur om sy varke op te pas. En daar het hy gewens, hy kon sy honger stil maak met die pele wat die varke eet, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Hierdie woordjie deurgebring beteken letterlik uitgemors. Ons hoor dit agterna as die oudste seun vir sy pa ook sê, wat het sy kind met daai geld gemaak wat hy uit sy pa se goed uit gekry het, toe hy dit verkoop het. Hy het dit uitgemors, geen respek, geen erkenning vir sy pa nie. Ook nie vir die opvoeding as Jood nie. Want as Jood het hy nie net sy vader verwerp nie, maar ook die God van sy volk. Die God van Israel het hy sy rug gekeer. Weet jy, ek is by die Toespan gemeente in Beaconsfield. Ek ry so 6 kilometer hier vanaf elke dag so en toe en weer terug by 50, 60 werksoekers van hier tot daar en terug wat langs die pad werk soek. Dan tel ek nog nie eers die bedelaars by nie. Die nood is groot, oneindig groot. Maar dan sien jy die skaamteloosheid van 'n jong man wat die bottel van die gom wat hulle snuif hier by sy broek se beld insteek en dan kom bedel vir geld. Hy wil nie kos hê nie, hy wil geld hê. Hoekom? Want hy wil nog gom gaan koop. Want sy brein word vernietig deur daardie hierdie leer gom wat so lekker ruik. Dit vernietig sy brein. En afhanklikheid word meer as die behoefte na kos. Hoeveel van die mense, jong mense hier in Kimberley, loop nie daai pad van die wêreldse begeertes en misleiding nie.
Valse beloftes wat die duiwel beloof, van geld en goed en plesier en leuns wat hulle najag. Goed en geld in plaas van God. Dit word die nuwe God in baie mense se lewens aan die ander kant. Verder was dit, hierdie man was 'n Jood. Hy werk vir 'n heiden. Hy moet die heiden se varke oppas. Hy word honger en 'n Jood eet nie varkvleis nie. En hy het 'n begeerte om later aan die peule wat die varke eet te kan opeet, om sy honger te stil, maar niemand gee vir hom daarvan nie en hy mag dit nie, maar net vat nie. Dan lees ons vers 17, toe kom hy tot inkeer. En hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Broer en suster, ons moet dit nie lees as dat hy homself bekeer het nie, want dis nie wat daar staan nie. Jy kry 'n aktiewe werkwoord, dan kry jy 'n passiewe werkwoord. 'n Aktiewe werkwoord is dit wat ek doen. Ek neem 'n besluit en ek doen dit. 'n Passiewe werkwoord is dit wat met my gebeur, wat my dinge laat doen. En in die Grieks word hier 'n passiewe werkwoord gebruik. Nie hy het homself bekeer nie, maar toe kom hy tot inkeer. Die Heilige Gees het met hom gewerk. Daarom was sy bekering eg. En dan vers 18 en 19. En hy sê, ek sal dadelik na my pa toe teruggaan. En vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Hier sien ons die groot gevaar van wat ek nog wil doen. Voornemens. Ek het al by geleentheid oor hierdie teks op 'n nuwejaars Sondag gepreek. En gevra, wat is jou voorneme vir hierdie jaar? Kan jy nog onthou wat was jou voornemens van die vorige jaar? En hoeveel daarvan het jy verwesenlik? Want voornemens verander nie my omstandighede nie. Voornemens maak my nie reg voor God nie. Ek sal na my pa toe gaan. Ek sal vir hom gaan sê, ek is jammer. Ek sal vra, vergewe my. Verander niks by God nie. Totdat daar staan, ek het. En baie van ons hak vas by voornemens. Goeie, mooi voornemens. Maar die dade van gehoorsaamheid bly weg. Jakobus 2 vers 14, een van die tekste op die skerm, sê vir ons, jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Vers 19 en 20, geloof sonder dade is dood. Dit bestaan nie, dis nie geloof nie. Dis 'n vals geloof, dis 'n dooie geloof. Dis 'n geloof wat die vader van die leuen, die Satan, vir jou en my opdis. Solank jy net goed bedoel, dis al wat belangrik is. Dat dit nou nie so reg uitgewerk het nie, en jy nou nie alles kon doen wat jy beloof het nie, dis oukei. Dit is nie oukei nie. God het sy woord en hy is die onveranderlike God. Sy woord verander nooit. Die Here sê die hemel sal verander, die aarde sal verander, maar die woord van God sal nooit verander nie. Maar dit is God se woord. En God is 'n ewige God. Malagi 3 staan daar, dis omdat ek die Here, julle God, nie verander het nie, vers 6, dat julle nog nie te gronde gegaan het nie. Ons moet mooi luister na wat 'n stem ons luister. Seker maak dat dit nie die vader van die leuen is nie, maar die Vader in die hemel daarbo. Ek moet hom gehoorsaam, ek moet hom volg, wanneer my lewe in sy hande gegee is. Onthou Spreuke 28 vers 13, jy moet nie net jou sonde, volgens Jeremia 3, moet jy nie net jou sonde erken nie. Spreuke 28 vers 23.
Moet jy nie net jou sonde erken nie, jy moet dit ook bely, daai woordjie beteken met berou, en dit laat staan. Ek kan nie voortgaan met sonde, en dink, dis reg by God nie. En dan vers 19 en 20, hy het toe opgestaan, vers 20, waar hy gesê het vir sy pa, hy het tot een keer gekom en gesê, ek sal na my pa toe gaan en ek sal vir hom sê, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, behandel my soos een van pa se dagloners, en dan vers 20, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Eers toe die daad by die woord gevoeg is, by die voorneme gevoeg is, het sy lewe begin verander. Hy het opgestaan. En toe kon hy die pa vind, wat hy so bitter nodig gehad het. Wat het hy so nodig gehad? Liefde, vergifnis, versoening, versorging. Dis wat hy nodig gehad het. Dis wat hy gemis het, om nie meer deel van die volk van God, die kinders van God te wees nie. Maar vereensaam geraak het, en vasgevang was in die wêreldse dwaasheid. Maar in die aardse lewe word beide die pa en die seun opgeroep tot dit, herstel, versoening, vergifnis. Dis ontsettend belangrik. Hy het sonder versuim na sy pa toe gegaan, en toe sy pa nog sien, hy hom ver sien aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gehardloop, hom omhels, hom gesoen. Dis alles tekens van liefde, tekens van vergifnis, tekens van versoening, wat eg is. En wanneer het die pa dit gedoen? Nog voordat die seun kans gehad het om te sê, pa, ek is jammer. Die pa het nie gestaan en gewag en gesê, ek hoop jy kom met 'n goeie verskoning, en jy kom met berou in jou hart nie. Hy het hom nie verwyd vir die verkeerde dinge wat hy gedoen het nie. Hy het hom omhels, hy het hom vasgedruk, hy het hom gesoen, hy het hom vergewe. En daar was liefde en vrede, wat hy 'n deur voor oopgemaak het vir daardie kind, toe hy gesien het hoe lyk sy kind, verwaarloos, uitgeteer, vuil klere, en die pa gee vir hom opregte vergifnis, sonder verwyte. Vers 21, toe eers, sê die seun vir sy pa, hy kry toe eers tyd om te praat. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Hy moes bely, maar God het hom voorgespring. Goeie dinge in jou en my lewe, broer en suster, begin nooit by my nie. Begin by God. Altyd by God. Want my goeie voornemens het altyd 'n stertjie by. Hy het altyd 'n motief by, wat tot my voordeel sal wees. So die egte kom van God af, dat ek moet leë hande, en dis wat Calvin gesê het, wat is geloof? Geloof is die leë hande, wat ek uitsteek om die genade van God te ontarm en myne te maak. Dis ware geloof. Geloof is nie, ek sê ek glo nie. Geloof is nie om te sê, my geloofsbelydenis het ek weer vanmôre opgesê nie. Geloof is wie ek is, in God se oë. En hoe ek hom leer ken in my lewe, en hom dien. En dan, vers 22 en 23, maar die pa roep die werksmense, dis asof hy hom in die rede val,
En hy sê vir die werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek hom dit aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Dis vergifnis. Onvoorwaardelik. Nog voordat die kind kon sê, ek is jammer, staan hy in 'n herstelde verhouding. En dan staan daar vers 24, hoekom het die pa dit gedoen? Hy sê, want hierdie seun van my was dood, en hy lewe. Hy lewe weer. Hy was verlore, ek het hom teruggekry. En toe vier hulle fees. Toe die verlede afgeskryf is, toe die verlede verby is en vergewe is. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, kyk, die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. Dis ware vergifnis. Hoeveel stukkende gesinne, gebroke families, sit nie vanoggend hier in hierdie kerkgebou nie. Is nie deel van ons familie en ons gesin se lewe nie. En hier kom ons by mekaar voor God, asof alles oukei is, maar ons weet die binnekant is nie oukei nie. Ek is seer gemaak. Ek het iemand seer gemaak, 'n ouer of 'n kind. Ek hoop jy hoor dat God sê, maak reg. Ware vergifnis begin op jou knieë voor God, om te pleit vir genade vir jou. Dan eers, as jy vergewe is, kan jy eers iemand anders gaan vergewe. Jou skuld begin altyd by jou, nie by die ander persoon nie. En vergifnis is onvoorwaardelik. Nie ek sal jou vergewe as jy nie. Dis onvoorwaardelik. Die Here sê in sy woord, soos die Vader, hy leer ons in die Onse Vader dit bid, daai Matteus teks. Daai Malagi 3, dis 'n belangrike teks, dat ek net vinnig vir hom toe teruggaan. Malagi 3, waar die mense, die volk van die Here na die Here toe gaan, en dan vir die Here sê, wat help dit? Malagi 3. Julle het vermetele dinge oor my kwaad geraak, sê die Here, maar hulle vra, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, dis nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het, in rouklere rondgeloop het, voor hom die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, of die wat verkeerd doen vooruitgaan, hulle daag God uit, en hulle kom vry. Dis presies die woorde van die oudste seun. Ek het elke opdrag van pa uitgevoer. Hoe lyk jou verhouding met jou kinders, my broer en my suster? Beleef hulle pa ook as die een wat opdragte gee? Nie die een wat sê, kom ons doen 'n ding nie, maar doen dit en doen dat. En ek gaan jou opcheck. En jy beter maak, seker maak dat alles 100% reg is. En watter tipe verhouding plaas jy jou kind? Dit kan nie so gebeur nie. En dan kom hierdie seun verder in Lukas 15. Die oudste seun was nog in die veld en toe hy terugkom, hoor hy die musiek en al daai goeters. Hy roep die bedienis nader en hy sê, wat het gebeur? Hulle sê, u broer het gekom, die een wat weg was. En die pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword. Hy wou nie die huis ingaan nie. Sy pa gaan uit en praat mooi met hom. Letterlik staan daar, sy pa het by hom gepleit. Maar hy sê vir sy pa, kyk, al die jare werk ek al soos 'n slaaf vir pa. Hy praat nie van 'n pa-seun verhouding nie. Hy praat van 'n baas-klaas verhouding. 'n werkgewer-werknemer verhouding. Maar nie 'n pa en 'n seun nie. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie.
Want sy pa het hom geleer die wet, jy moet die wet nakom. En die wet was ingedrul by 'n perfeksionistiese, narcistiese pa teenoor sy kind. Pa het nog nooit eers vir my 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Sy pa sê vir my kind, dit is joune. Alles wat ek het is joune. Die 1/3 van jou jongste seun, broer, het ek klaar gegee. Hy het dit klaar gevat. Die 2/3 wat oor is joune. Jy kon net gevra het. Maar jy wil werk om te ontvang. Werk omdat jy dink jy het goed genoeg gewerk. Wil jy God mee beïndruk? Dit werk nie so nie, want jy's nie volmaak nie. Jy is nie rein nie, jy is nie heilig nie, jy is nie sonder sonde nie. Ek kan God die Vader nie beïndruk nie. Ek moet eerder in liefde na hom toe gaan. Van kleins af het ek op my pa se skoot geklim. Dan het my pa my so vasgedruk en dan het ek hom so opgekyk. En vir hom gesê, ek is lief vir pa. En dis die beeld wat ek het wanneer ek stil word voor God, wat my Vader in die hemel is dat ek letterlik op my knieë gaan en dan voor God gaan staan en vra, ek wil op die skoot gaan klim, Vader. Jy moet my vashou. En dan kan ek hom in die oë kyk. En dan kan ek my berou oor my sondigheid en my nietigheid en my onvolmaaktheid teenoor hom erken, bely en laat staan. En ek kan sy liefde van vergifnis ontvang en aanneem en myne maak. En dan opstaan en weggaan sonder 'n skuldgevoel, sonder 'n gewete wat my aankla. Want hy het my vry gespreek. Hy het my vry gemaak deur die bloed van sy seun, wat maak dat die Vader nie my sonde wat daar is kan raak sien nie. Sy bloed vernietig dit uit my lewe uit. Dis 'n pa met 'n kind. Dis die bokkie wat jy wou gehad het, is joune. Ek kon net gevra het. Dan kom vers 30. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Jy hoor onvergewensgesindheid, haat, duiwelse haat in sy hart. Hierdie kind van pa, nie my broer nie. Daar's 'n muur tussen hom en sy jongste broer. Nie, en die ergste van alles is hierdie jongste broer het tot bekering gekom, maar hy sien dit nie raak nie. Hy wil dit ook eers hoor nie. Want hy vergelyk sy lewe van gehoorsaamheid aan die opdragte van sy pa met die jongste seun se lewe van die een wat gespoil is die hele tyd. En wat die pa gee wat hy wil hê. En hy haat hom. Want hy ken nie so 'n verhouding met sy pa nie. En nou vergewe die pa daai kind. Maar ek het elke opdrag uitgevoer. Maar dit kan my nie nader aan my Vader in die hemel bring nie. Want my vermoë om dit volmaak uit te voer is nie daar nie. Nie by een van ons nie. Dan vers 31, toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by pa, alles wat ek het, is ook joune. Die feit dat die pa sê, kind, sê vir hierdie oudste seun, jou pa beskou jou en jou jongste broer as steeds sy kinders, sy seuns.
Daai band kan nie gebreek word nie, daar's 'n bloedband. Ons bloedband lê in die kruis op Golgotha. Daardie band kan nie verbreek word, wanneer hy eg is. En hy bevestig, jy was nog altyd by my. Maar hierdie kind wat weggeloop het, jy wat nou wil wegloop, maak van hierdie liefdevolle vader in hierdie verhaal 'n verlate vader. Vers 32. Ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Wat die Vader beklemtoon is liefde en vergifnis in sy verhouding met sy seun. Onvergewensgesindheid kom van die Satan af. En my eie sondige natuur. En as daar van julle is wat belangstel, moet julle net vir Dominee Gys vra. Ek sal vir hom die skakels stuur vir Dr. Bruce Wilkinson se 8 video's 70 times 7 forgiveness. Onbeskryflik. En ek wat in Afrika kerkleierskapsopleiding doen, moet elke keer vir die kerkleiers, die predikante, die pastore, die ouderlinge, moet ek vir hulle sê, luister hier, die Satan sit ook hier, want elke keer as ek dit sê, dan kom en hulle kyk die eerste video, dan sê hulle sommer spontaan, joe, my hele kerkraad het hierdie goed nodig. Daar's 10 ander mense aan wie ek onmiddellik in my gemeente dink, wat hierdie video's nodig het. En dan moet ek vir daai kerkleier sê, nee, jy het na die Satan se stem geluister. Want hy vat jou fokus van jou sonde af weg. Jy sien al die ander se sondes raak. Wat van jou eie onvergewensgesindheid in jou eie hart? Toe ek hierdie reeks video's gekyk het, en die persoon wat dit aangebied het, die eerste een, daar's 8 van hulle, toe vra hy vir my, maar watter onvergewensgesindheid is daar in jou hart? En ek het vir hom gesê, ek lewe lig. Ek kan nie bekostig om met haat en wrok en onvergewensgesindheid die lewe aan te pak nie. Ek kan dit net nie doen nie. So ek skrywe af, en ek bedoel dit, ek willens en wetens skrywe dinge af, ek bid, en ek vat dit na die Here toe, en ek sê, Here, ek kan nie hierdie dinge hanteer nie, asseblief, hanteer U dit. Soos U dit wil. Dit maak nie vir my saak nie. Ek het nou vrede gemaak, dit is nou verby. Ek gaan nie verder beklei op daai pad nie. En toe het ek gedink, ek het vergewe, en ek het dit vir hulle gesê. Die tweede video het hy my weer gevra. En sê, hoe lyk jou saak rondom vergifnis? Sê ek vir hom, jong, ek het vir jou gesê, ek lewe lig. Die derde video, toe op die Here my so om. En hy herinner my in iets in die 80, die vroeë 80s, het iemand vir wie my vrou gewerk het. Sy was 'n arbeidsterapeut, en sy is ongelooflik prakties en kunstig en al daai goeters. En sy het 'n protese vir 'n vrou wat in 'n motorongeluk was, en haar hand was totaal vergrys, hierdie beentjies. En daar bestaan op daai stadium nie 'n protese, 'n model, of wat jy dit ook al noem, om hierdie hand in 'n posisie te kan kry waar die beentjies kan aangroei nie. Sy het gaan bid en gesê, Here, help vir my om iets uit te maak, uit te werk, wat ek kan ontwerp, sodat ek vir hierdie tannie kan help, dat haar hand reg sal aangroei, die beentjies. En uiteindelik het sy gaan sit en sketse maak, en sy het neergeskrywe, stap vir stap, haar hele ding. En uiteindelik het sy 'n protese gaan ontwerp, en dit vir die professor gevat, onder wie sy gewerk het. By 'n groot hospitaal. En die professor was verbaas en verstom, en sy het gesê, maar ek het in my lewe nog nooit so iets gesien nie. Waar het jy daaraan gekom? Waar het jy die... Toe sê sy, nee, sy het gaan bid, en sy het
Die Here het dit vir haar gegee en sy het die ding ontwerp. En die prof sê, het jy dit ontwerp? Sy sê ja. Prof sê, is onmoontlik. Wys vir my jou sketse en jou vooraf beplannings en alle goed. Ek wil sien, hoe het jy hierby uitgekom? En ek sê vir Annetjie, wow, dis wonderlik dat die prof daai erkenning vir jou gee en dit vir jou vra. En uiteindelik het sy dit vir die prof gegee. En so 'n maand of 2 later, toe sê sy, prof, wanneer kry ek weer my goed terug? Die prof sê, jong, wag, ek is so besig, maar ek wil nog, ek sal kyk in die Desember vakansie, dan gesels ons weer volgende jaar daaroor. Volgende jaar stil. En 2 jaar nadat sy Annetjie se oorspronklike goed gekry het, die ontwerpe, toe het daardie professor 'n boek geskrywe, waarin sy die protese aangebied het as haar eie. Sy het 'n prys gekry vir die beste ontwerp op daai veld vir die jaar. En toe Annetjie dit vir my sê, was ek woedend kwaad. Ek was toe nog op kweekskool. Nee, ek jok. Ons was toe al ons maar ek was toe nog op kweekskool daai tyd. Maar in elk geval. En so dit was in die 70e jare, nie die 80e jare nie. Maar toe was ek woedend kwaad. En toe sê ek vir haar, maar ons gaan hof toe. Sy sê, wat? Jy studeer nog. Ek het nou net begin en dis my prof. Wie gaan my glo? Ek sê, maar jy het jou oorspronklike papiere. Sy sê, die prof het dit nie teruggegee. Daai sketse is in haar boek. Daai aantekeninge is in haar boek. Sy het geen bewyse nie. Ek was ontsettend kwaad. Maar op die ou end het ek toe gesê, okay, as ons niks daaraan kan doen nie, ons bid maar dat die Here haar sal vergewe. Maar ek het haar nie vergewe nie. Bruce Wilkinson praat van 'n inner heart prison, waar jy mense toesluit. En dan vergeet jy van hulle en jy gooi daai sleuteltjie weg. Jare later, 20, 30 jaar later, met 'n sendeling uit Nepal uit wat die kursus aangebied het, David de Lequera, van julle sal hom ken, vir my op my knieë bring voor my God, omdat ek gedink het, ek het almal vergewe, maar ek het nie. En Matteus 6 vers 10 leer die Here Jesus ons bid, Vader, vergewe my skulde, soos ek ander hulle skulde vergewe wat teenoor my oortree het. Vers 14, 15 staan daar, maar as julle skuldenaars nie vergewe nie, sal jou Vader in die hemel jou sonde ook nie vergewe nie. En iemand wie se sondes nie vergewe is nie, broer en suster, gaan nie hemel toe nie. Daar's nie plek vir sondaars nie, daar's plek vir geheiligde mense, deur die bloed van die Seun van God, wie se sondes vergewe is. Hoeveel ouers sit hier met ouers in die ouete huise? Hoe behandel ons hulle as verlate ouers? Verlate vaders, verlate moeders? Waar staan ek en jy vandag as vaders van ons gesinne voor God? En alles wat ons nou gesê het, geld natuurlik die vrouens en die kinders wat hier sit ook, want ons sit ook met onvergewensgesindheid in ons harte. Die gebed van my hart is dat jy vandag iets van die Here ontvang het, wat jy op jou knieë sal bring, wat sal maak dat ons tyd spandeer aan die Vader van alle vaders op hierdie Vadersdag. In belydenis, in gebed, Vader, openbaar aan my die een wat ek toegesluit het, wat ek al vergeet het. Iets op skool wat gebeur het, iemand wat my geboelie het. Maak nie saak wat die omstandighede was. Delf diep en maak reg met God. Dan word ons 'n vader vir ons kinders, 'n man vir my vrou,
'n ouer vir my kind, wat tot eer van God lewe. Amen. Kom ons gaan wees die pa en ook die ma wat ons kinders nodig het en vir wie hulle lief het. Hemelse Vader, dankie vir hierdie Vadersdag. Dankie vir u woord wat vir ons vertel van die Vader in die hemel wat volmaak is, heilig is, rein is, sonder sonde is, en wat vir ons, wat nie so is nie, lief het. So lief het dat u seun gestuur het om vir my sondes aan die kruis die volle prys te betaal, sodat daar niks meer oor is wat ek moet betaal nie. U vra net oop hande, soos Calvin gesê het, die hande van geloof, wat uitgestrek word, om u genade myne te maak en te ontvang in die geloof. Dankie vir u vaderlike liefde. Dankie o Heilige Gees, dat u ook die naprediker van hierdie nietige, gebroke werklikheid van vanmôre se verkondiging sal wees, dat u die waarheid in ons harte sal ingrafeer, sodat ons nooit ooit sal kan sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie. Want hier is stikkenis onder ons. Laat ons vir mekaar bid soos nog nooit, maar laat ons begin by onsself, by eie belydenis, Here, dat ons nie ook geloof sonder dade het nie, maar geloof wat uitvloei in dade van dankbaarheid, van liefde, van omgee, van geduld, van barmhartigheid, van daar wees vir mekaar, van vergifnis, van versoening, van versorging. Net U alleen kan dit vir ons gee. Wie is dit dan vir ons, wanneer ons hier uitstap, Here? Ons bid vir elke vader, vir elke ouer, vir elke kind, vir die kategete wat moet voorgaan by die jonges, om vir hulle ook 'n voorbeeld te stel, wat opbouend en positief is. Ons bid vir die siekes, Here. Ons bid vir hulle wat hartseer is vandag, omdat hulle 'n geliefde verloor het, aan ongelukke wat so onnodig is. Baie is vandag 'n slagveld, my Vader. Help vir elkeen wat ook vra, hoekom? Ons bid vir die vervolgde kerk. Ons bid vir ons regering, Here, wat U nie ken nie, wat kerke wil verban in Suid-Afrika. Wat dink hulle die mag daartoe en die reg? Hierdie kerk is U liggaam. U is die Here, die hoof van hierdie kerk. En U ware kerk op aarde. Versterk ons, Here, wanneer die tye van vervolging nader kom. U het gesê die laaste jare sal dit moeiliker raak. En elkeen wat toegewy deur Jesus Christus aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Waarsku Paulus vir ons in 2 Timoteus. Staal ons vir daardie dag met liefde, met genade, met vergifnis, met oorwinning op ons knieë. Ons pleit dit by U in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil graag vra dat ons as vaders hierdie lied sal sing en dat almal sal bly sit, behalwe as jy 'n pa is of 'n oupa is, dan is jy ook 'n pa. Dat die man sal opstaan en hierdie woorde oplet. Dis die laaste
2 versies van daardie lied wat ons aan die begin gesing het. Ek wil kom stil word. Kom ons sing vers 5 en 6 die mans en dan bly ons staan, asseblief vir die seën daarna, maar ek sal weer aankondiging maak daarop. Baie dankie. Ons kan maar opstaan, ek het net gou gesien, vir die seën. Ons gaan die lied sing. Ja, ons gaan hom sing. Here werklik vir elkeen van ons seën.